Goeiedag en baie welkom. Daar was 'n klein dogtertjie wat een oggend per ongeluk haar ma se geliefde koffiebeker laat val het. Dit was 'n erfstuk. En die kind het net daar versteen en sy het geweet hoe waardevol dit vir haar ma was en sy het in trane uitgebars en onmiddellik begin sê, ek is so jammer, mamma gaan baie kwaad wees. Ek het dit opgemors. Maar haar ma het afgekniel, haar vasgehou en net gesê, my liefie, ek's baie meer lief vir jou as enige beker. Interessant genoeg, die dogtertjie het van daardie dag af baie sagter geword teenoor haar klein boetie, wat per ongeluk, maar gereeld, haar goedjies gebreek het. Is dit nie so dat iets in ons verander wanneer ons in verhouding iets van genade en onvoorwaardelike aanvaarding beleef nie? Lees saam met my hoe dit vir Petrus was, uit Johannes 21. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom die derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles, U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil, maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. En daarna sê hy vir hom, volg my. Hierdie stuk in die Bybel volg op van die mees intense oomblikke in Petrus se lewe. Hy het Jesus 3 keer verloon. Die skok, die skuld en die skaamte moes swaar op hom gevoel het, swaar op hom geweeg het. Die verhouding het seer gekry. En tog sit hy nou weer langs die vuur, langs die opgestane Jesus. Dis 'n oomblik van hernuwing, van herstel, van genade, wat nie net troos nie, maar wat nuwe begin moontlik maak. Hierdie 3 vrae is nie 'n toets of 'n ondersoek nie, dit is 'n roete na genesing. Jesus herstel nie net 'n verhouding nie, hy herstel 'n hart. Hy herstel 'n roeping. En ons verstaan dikwels die oproep om ander te vergewe, ons hoor dit, maar ons worstel om onsself te vergewe. Ons dra dikwels 'n stem saam wat sê, ek moes beter geweet het. Ek's nie genoeg nie. Dinge sal nooit weer dieselfde wees nie. Dit raak vinnig die storie wat ons vir onsself vertel. Ons dink dalk dis onskadelik, maar hierdie innerlike verwyte kan 'n afstand skep. Of ons staan terug van God af, of ons staan terug van die mense rondom ons, waarin ons in verhouding is. En Jesus se gesprek met Petrus stop nie by die vraag nie, hy sê ook, laat my skape wei. Dis meer as 'n opdrag. Dis woorde van vertroue. In verhouding sien Jesus steeds iets in Petrus en hy help hom om dit te hoor. Hy help hom om Petrus se storie oor homself te verander. En daardie genade maak weer deelname moontlik. Dit herstel nie net wat gebreek is nie. Dit gee weer 'n plek, dit gee weer 'n manier. Petrus hoor, Jesus vertrou hom steeds. Hy wys dat dinge reggemaak kan word, selfs na teleurstelling en foute. Ons het ook nodig om genade te ontvang, om dit ook vir ander te kan gee. Sonder dat ons deur Jesus genees word, kan ons maklik bitter, of verdedigend, of krities, of selfs hard teenoor ander wees. Ons kan 'n houding of van perfeksionisme aanneem, of ons kan teleurgesteld raak wanneer ander mense tekort skiet, of ons kan stilweg ontnigter wees wanneer die wêreld nie voldoen aan ons verwagtinge nie. Wanneer ons egter toelaat dat Jesus ons vernuwe, gebeur iets besonders. Ons hou op om te vereis dat ander ons aanvaarding of liefde moet verdien. Ons hou op om te straf met stilte of afstand. Ons leer om ander te ontvang en hanteer soos Jesus ons hanteer het. Hierdie genesing binne ons maak dit moontlik om veilige ruimtes vir ander te skep.
Ruimtes waarin hulle eie wonde kan bring en waar genesing kan gebeur sonder vrees of oordeel. Dink vir 'n oomblik aan hierdie ontmoeting. Stel jou voor dat Jesus by jou sit en vir jou vra, het jy my lief? En jy hoef nie te verduidelik nie, jy hoef nie te verdedig nie, jy kan net wees, net soos jy is. Want die uitnodiging is om eerlik, oop en kwesbaar te wees. Om op 'n plek te kom saam met Jesus, met die hulp van die Heilige Gees, waar genade jou hart kan bereik. Wanneer ons bid, Jesus genees die deel van my wat sukkel om lief te hê soos U my leer, help my om die genade te aanvaar sodat ander dit deur my kan aanvaar. Wanneer ons dit bid, dan neem ons deel aan dieselfde genadewerk wat Petrus ontvang het. En ons bring dit nie net vir onsself nie, ons vat dit nie net vir onsself nie, maar ons word 'n kanaal waardeur dit kan vloei na ander ook. Om genade te ontvang en dit te kan gee, beteken dat ons leer om ander te sien soos God hulle sien. Dit beteken dat ons geduldiger, sagter en meer bereid is om ruimte te skep vir ander se groeiproses, want daar's ruimte geskep vir ons groeiproses. Dit beteken dat ons op 'n dag sal kan sê, selfs teenoor iemand wat ons seer gemaak het, dat ons 'n plek van vrede en van herstel wil wees en deur God se genade kan wees. Nie omdat hulle dit verdien nie, maar omdat Jesus dit aan ons gedoen het en vir ons geleer het. As jy vandag by hierdie verhaal stil staan, kan jy dalk vir jouself vra, watter deel van my hart sukkel om genade te ontvang, om te aanvaar dat Jesus werklik steeds na my kyk met onvoorwaardelike liefde. Laat dan toe dat Jesus jou hier ontmoet en jou storie aanpas. En dan, watter mens of situasie of wonde hou ek vas, wat genade kan genees as ek dit toelaat. Genade is nie 'n eenmalige ervaring nie. Dis 'n lewenslange uitnodiging om oor en oor te sê, ja Jesus, ek neem dit aan, ek ontvang dit, ja, ek wil meer na U draai. En dit is die manier waarop ons nie net verhoudings met mekaar herstel nie, maar ook ons verhouding met onsself en ook nader aan die Here kom. Kom ons bid saam. Here, dankie vir U genade. Help ons om toe te laat dat dit ons vernuwe en genees. Amen.